Ja, goeiemôre aan almal. Dit lyk my ons groei soos dit gaan. As dit daarom nou al 'n bietjie meer, maar ek sê altyd dit is 'n voorreg. Die Here sê daar waar 2 of meer in my naam is, daar is ek. Wat 'n voorreg is dit nie om deel te wees van 'n gemeente soos hierdie nie. Ek kan dit ervaar. Baie dankie vir die worship. Ek kan regtig die Gees ervaar het vandag weer. Ek ervaar in die eenvoud en ek wil miskien net weer 'n stukkie, ek weet nie deur van julle het dit al seker gehoor, maar Jannie de Tooy het 'n liedjie wat hy noem eenvoud. Nou kom ons sê net weer daai liedjie sê eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is. Dis dankbaar eet van elke skewe snytjie brood wat liefde is. En Hannes het so mooi vir ons laasweek gepraat oor die liefde, dat ons dit totaal nie kan verontagsaam nie. En toe ons nou weer hierso sing en ek sê net, hier sit ons in ons eenvoud. Nie groot boas nie. Maar elkeen van ons is besig met ons ou skewe snytjie brood wat liefde is. En dit wat ons bring is liefde. Nou ek wil net graag voor ek begin vandag, kan julle miskien kyk, ek het vir elkeen vir julle uitgedeel die missie en die visie. Ek dink dit is baie belangrik en ons het as groepie wat bymekaar kom op die stadium wat die dinge aan die gang hou, net weer gesê dat dit is nodig om miskien net weer saam te vat. Wat is, wat was en wat sal wees ons missie en visie vir hierdie gemeente? Ons is 'n familiekerk en ons kan sommer begin daarmee. En ons lewe kragtig deur Jesus. Dit is wat ons harte is. Nou ons visie is dat ons 'n gemeente sal wees, dat hierdie gemeente 'n plek sal wees waar Jesus Christus harte en huise sal aktiveer om in vryheid die wêreld te transformeer. Nou as ons vinnig net sal kyk, wat ons hierso sê is, ons wil hê dat Jesus Christus die senter in ons harte sal wees, sodat ons kan uitgaan na ander huise toe, na ons huise hier binne, maar na ander huise toe te gaan, en ander harte van mense te gaan aktiveer, dit wat gaan lê, dit wat gaan stil word, dit weer te aktiveer, dat hulle vurig vir Jesus sal wees, maar dat ons dit in vryheid sal doen. Ons wil nie onder dwang kom en 'n byl oor jou kop sit nie, maar ons wil sê, jy gaan in vryheid, dit wat Jesus in jou hart gesit het, doen, sodat die wêreld getransformeer kan word. En dit is soos dat ek gesê daai tyd, om die wêreld te transformeer is een op 'n slag. Dit hoef nie duisende te wees nie, as dit duisende is, prys die Here. Ons missie is, ons is 'n familie van God, wat kragtig lewe deur Jesus Christus en deur die Heilige Gees. Nou ons het 'n strategie wat ons wil gebruik, en dit is om elkeen van julle te help, om 'n geleentheid te gee, om versoening met God eerstens te hê. Tweedens te groei in 'n persoonlike verhouding met God. Mentorskap en geestelike groei hier in die gemeente te begin. En ontdekking en 'n uitleef van jou gawes. En ons gaan vandag so 'n bietjie praat oor die gawes wat Jesus aan elkeen toegedien het. Jesus het vir elkeen na mate hoe hy gevoel het jy nodig het gegee. En dan fokus ons om uitreiking, bediening van ons gemeenskap. So ons wil uitreik. En ons moet ons disipelskapmaker opdrag, daai groot opdrag wat ons so rukkie terug 2 weke terug oor gepraat het, te gaan uitleef. Disipelskap deur die bou van geestelike fondasies. Nou eerstens wil ek noem, ons is 'n selkerk. Ons wil selle gebruik as die voertuig waardeur hierdie disipelskap gaan plaasvind. Ons wil weer terugkom by die 5voudige bediening, prediking. Ons wil weer graag hoor uit verskillende oorde, want die Here het gesê, hy het aan elkeen gawes gegee, en hy het daai 5voudige bediening as gawes gegee. So ons wil graag dat ons hier sit, en daai prediking uit verskillende oorde hoor. Ons wil graag Christelike geloofsfondasie deur kursusse daar bring. En dan weer eens, ons wil selherders oplei. En ons wil hulle toerus om verder te gaan, want dis in selle waar die dinge gebeur. Hier in die kerk luister julle na 'n mooi preek, en julle gaan ook weg, en maandag het julle so half vergeet. Wie kan onthou wat Hannes laasweek gepreek het? Liefde. Nee, maar ons gaan nou so 'n bietjie daaraan raak. Right, dan sê ons wil disipelskap
deur bereiking van bedieninge van mense, ons wil die mense bereik deur die volgende: selgroepe, mannegroepe, vrouegroepe, tienergroepe en kinderbediening. So met ander woorde, ons sê dis ons voertuie. En dis in 'n neutedop saamgesit. Daar's 'n redelike groter uitgebreide stel papiere wat ons wil gebruik, maar ons wil graag in hierdie gemeente sê dit is ons missie om die gemeenskap te bereik. Is ons een daarmee? Stem julle saam? Is ons gelukkig daarmee? En ek het hierdie lees daardeur, gaan deur, ek het dit uitgedeel. Die wat net daar agter is nog 'n klompie. Kry gerus vir julle. So dis vir ons vreeslik belangrik dat ons hierdie vasmaak wie ons is. Dat ons vasmaak waarheen is ons op pad. Dat ons vasmaak maar wat wil ons doen? En ek dink omdat in 'n tyd soos hierdie wat ons gemeente deurgaan, is dit nodig om vir julle te sê: wees gerus. Die Here het reeds hierdie goed in plek gesit. Wees gerus. Ons gaan okay wees. Want ons is 'n klomp mense wat by mekaar sit en binnekort sal ons heel waarskynlik deur die hulp van julle 'n kerkraad by mekaar sit. Sal ons 'n lekker stewige bestuursraad by mekaar sit. En dan sal ons die Here vertrou vir wie gaan verder die gemeente vat. Maar tot dan toe, kom ons hou vas. Kom dan toe, kom ons dra hierdie visie, kom ons dra hierdie missie. Right, so kom ons begin. Ek moet net gou oopmaak hierso. Ons het die voorreg gehad om laasweek te luister en die van julle wat nog nie geluister het na Hannes se preek laasweek nie. Ek dink dit is kardinaal belangrik dat ons dit moet luister. Daar's soveel waarhede in. In kort het Hannes gepraat oor hierdie liefde wat in ons moet wees. En ons weet dit. Ek dink as ek hier instap, ervaar ek die liefde. As ek net na enige een van julle toe gaan, ervaar ek die liefde. Maar dat dit so belangrik is dat ons dit nie moet verontagsaam nie. Sonder liefde het ons niks nie. En ons kan vir mekaar sê, daar mag baie dingetjies onder ons wees, daar mag dingetjies wees wat dalk nie heeltemal 100% reg is nie. Maar die woord sê liefde bedek alles. Die liefde heers selfs oor die oordeel. En dan het Hannes gepraat oor dat ons in 'n oorlog is. En hierdie oorlog is nie teen vlees en bloed nie. Hy het dit vir ons so duidelik gemaak dat hierdie oorlog is teen die bose geeste. En dat ons hierdie hart en hierdie visie en hierdie siening en die wete wie God is, moet hê van Caleb en Jonathan. Dit was so 'n mooi voorbeeld. En dan hierdie vreeslose hart van Dawid en dit was my so mooi die deel wat Hannes gesê het van ons moet nie beklei met ons eie, met ander mense se wapenrusting en ander mense se swaarde nie. Vat dit wat die Here vir jou gee. So dit is in 'n neutedop. Maar vandag wil ek voortgaan en ek wil nog 'n punt aanraak wat vir my baie belangrik is. En dit is goddelike eenheid in die liggaam van Christus. Want saam met liefde is hierdie goddelike eenheid kardinaal belangrik. En ons moet waak dat hierdie eenheid nie verbreek word nie. Want die Satan is listig en hy wil inkom soos 'n wolf en hy wil hierdie eenheid kom verbreek. As ons mooi dink, is die goddelike eenheid so in eenheid dat maak nie saak nou met wie jy praat, met wat jy praat nie. Dieselfde sal na jou toe kom. En gisteraand sê die Here vir my 'n interessante ding. Besef jy dat die goddelike drie-eenheid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, het een missie en dis jy. Hulle het een doel en dis jy. God het jou so lief gehad dat hy sy seun gestuur het. Jesus het met een doel gekom, dat hy hier op aarde kom lewe om te sterf vir jou. En die Heilige Gees het een opdrag, is om jou te lei, jou te help, jou te bemoedig om aan te gaan. So hulle het een doel. En dit is wat hulle eenheid bring, is jy. Kom ons bid. Vader, ek wil U loof en prys vir die eenheid, Here, wat in U is. Here, dankie dat ons iets het om na te streef. Here, dankie dat ons kan weet dat ons een liggaam is, Here. En as ons een liggaam is met Christus wat die hoof is, hoe kan ons in tweedrag wees? Hoe kan ons verdeel word, Here? En ek kom bid, Here, dat ons nie eenheid in die vlees sal hê nie, Here, maar eenheid in die Gees sal hê, Here. Ek kom bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.
Nou ons moet verstaan dat ons eie pogings om eenheid te bewerk, gaan nie werk nie. Ons kan probeer saam wees, ons kan probeer lekker braai, ons kan probeer dinge doen. Ons eie pogings tot eenheid kan nie werk nie. Ons fokus moet wees op 'n goddelike eenheid, wat in Christus is deur die Heilige Gees. Dis die eenheid waarvan die kerk praat. Dis die eenheid waarvan die Bybel praat en waarvan Christus praat. Ja, dis goed om mekaar lief te hê. Ja, dis goed om al hierdie goed te doen. Ja, dis goed om vir mekaar dingetjies te doen. Maar as dit deur die Gees, vanuit die Heilige Gees, deur Jesus kom, soveel beter. Eie pogings het nie krag nie. Ons kan sien dat van die grondlegging van hierdie aarde, het Satan reeds die eenheid probeer breek, omdat dit so belangrik is, en die liefde. Hy het in die heel begin in die paradys, die eenheid tussen God en die mens, kom verbreek. Hy het die eenheid tussen 'n man en 'n vrou, kom breek, deur sy leuns en sy jaloesie. Daar het ook in die Bybel van vroeg af, 'n skeiding gekom, tussen Kain en Abel. En dit het gelei tot Abel se dood, en dit as gevolg van jaloesie. Ons kyk na Josef en sy broers. Jaloesie, hoe hulle jaloers was oor Josef se guns, en dat 'n skeiding gekom. Daar het groot verdeeldheid onder die mense gekom oor wie die Messias is. Van hulle het gesê is hierdie en van hulle het gesê is daai ene, en daar was 'n verdeeldheid. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het geskille gehad oor teologie. Hulle het nie saamgestem nie. Kyk net te vandag hoeveel kerke is daar. En ons almal dien Jesus Christus. Wat skei ons? 'n Enkele vorm van teologie, wat ons glo ons is reg of hulle is reg. Die Satan begin skeiding bring, kan ons net dink, as daar weer eenheid in hierdie klomp mense is, in hierdie kerke, en ons begin saam staan. Ons probeer in saam met die NG Kerk, in die gemeente wat voor ons hier is, ons probeer 'n vorm van hande vat en sê, kom ons kyk na wat stem ons saam. Ons stem saam oor Jesus Christus. En dan was daar ook skeiding tussen die Jode en die heidene. Ons moet verstaan dat Satan gebruik mense om verdeeldheid te bring. Maar ons geveg is nie teen daai mense nie. Ons geveg is teen die geeste in die lig. Ons geveg is teen die gees wat deur daai mens geakkommodeer word. Ons geveg is nie teen mense nie. Nou daar is baie deure wat ons kan oopmaak. Daar's baie deure wat veroorsaak dat 'n skeiding en 'n verdeeldheid kan kom. En ek gaan 'n paar vir julle noem. Jaloesie is een van hulle. Bitterheid, haat, leuns, skinder. As ons net gou na daai paar kyk, is dit my en jou taak, dat as Andrei na my toe kom en hy sê, hoor, het jy gehoor van Hannes? Ek gebruik net 'n voorbeeld. As jy het jy gehoor van Hannes, en dat hy dit en doen, ek sê, Andrei, kom stap na Hannes toe. Kom ons gaan praat saam. Hannes, is dit die waarheid? Andrei, kom ons kry perspektief. Net 'n voorbeeld. Kan ons as gemeente begin, sê ek vat guts, en ek gaan sê, weet jy wat, ek eer die eenheid in hierdie gemeente, meer as om vir 'n oomblik 'n broer te hê wat bietjie kwaad en ongelukkig is. Want dis al maniere hoe ons hierdie vyand kan weghou, is om alles op die tafel te hou. Wanneer iemand met my kom praat, en dan sê ek, hoorie, maar wag, ek roep gou vir hom Nikos in, of vir hom Nik in, kom ons gesels saam, is dit die waarheid, is hierdie so, kom ons maak dit reg. Right, so die volgende ene is, liefdeloosheid, geldgierigheid. Is alles plekke wat ons deure oopmaak. 'n Trotsheid, 'n verwaandheid, om te dink ek is beter as ander, maak deure oop, verskeiding, tweedrag, aanstoot, vals lering en profesie, wettisme, wantroue, rusie en stryery onder mekaar. En dan praat die Bybel ook van hierdie wolf wat inkom, wat eintlik 'n huurling is, en ons besef nie dat dit 'n valse herder is nie, wat verskeiding wil bring en wil vernietig. Maar in al hierdie goed, sê die woord van die Here, kan ons hulle aan hulle vrugte ken.
So dis tyd dat ons as gemeente moet kyk na die vrug en begin kyk in die gees en nie kyk na die fisiese, na die mens nie. Nie luister na die leuns, die jaloesie, die bitterheid nie. Maar dat ons in die gees sal kyk en die vrug sal oordeel. Daar word selfs in die Bybel gesê dat ons harte beproef word deur skeuring. Ek lees in 1 Korintiërs 11 'n interessante ding. Daar sê, want in die eerste plek hoor ek, onder die Korinte sê hy, as julle saamkom in die gemeente, daar 'n skeuring is, onder julle is. En gedeeltelik glo ek dit, sê Paulus vir hulle. Hy sê, want daar moet ook partykeer parskeiskap onder julle wees. En luister mooi wat sê, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word. So dis interessant, so met ander woorde, die wat sterk staan, partykeer is daar 'n skeiding, dat die beproefdes onder ons geopenbaar kan word, en ek dink ook die wat in ongeregtigheid stap. In 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 17 praat die Bybel oor 'n verdeeldheid in 'n gemeente. En daar staan in van vers 10, ek doen 'n beroep op julle broers in die naam van ons Here Jesus Christus om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. En dan praat hy daar in vers 12 waar die een sê ja, maar ek is vir Paulus, en die ander sê ek is vir Apollos, en die ander een sê ek is vir Stefanus, en die ander een sê ek is vir Christus. En dan staan daar in vers 13, is Christus dan in stukke verdeel? Is Paulus miskien julle gekruisig, vir julle gekruisig, of is julle in die naam van Paulus gedoop? En ons moet besef dat waar ons begin skeiding bring en sê, ja nee, maar ek hou meer van Hannes, of ja, ek hou meer van Nico, of ek hou meer van Hanu, of ek hou meer van Andrei. Begin ons 'n verdeeldheid skep, en dan sê ons, maar wag, ons almal is in Christus. Is Christus verdeel? Nee. Christus is een. En ek wil dan aangaan na vers 17 toe, wat sê, Christus is my immers nie gestuur, sê Paulus, om te doop eers nie. Hy sê die evangelie, maar ek om die evangelie te verkondig, en dit nie met woorde van menslike wysheid nie, want dan sou die kruis van Christus sy krag verloor. So met ander woorde, ons moet fokus nie op al hierdie ander goed nie, maar ons moet fokus op Christus en sy evangelie, sodat ons dit in totale suiwerheid kan probeer verkondig. Hy was deur die Heilige Gees gelei en hy die evangelie suiwer verkondig. So hierso is 'n oproep om nie 'n verdeeldheid te hê in die gemeentes nie, maar eerder om saam te werk in liefde. Ons taak is om 'n geestelike eenheid met mekaar te wandel. Ons moet een doel hê, en dit is die koninkryk van Christus. En Jesus Christus as ons leidsman. En ons het een vyand. Dis die koninkryk van duisternis. En dis Satan. As ons 'n vyand, 'n gemeenskaplike vyand kan hê, en 'n gemeenskaplike doel kan hê, het ons 'n eenheid. Kan ons in 'n goddelike eenheid stap. As ons Efesiërs 4, en dit is die vers wat ek graag wil lees vir ons as ons teks vir vandag, is die eenheid in die kerk. Ek druk dit op julle harte. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Nou hierdie is belangrik, hou dit vas. Die roeping wat God jou gegee het. Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig, verdra mekaar in liefde. Hier kan ons sien kom die liefde wat ons oor gepraat het. Ons moet mekaar in liefde verdra. Lê julle daarop toe om eenheid wat die Gees, baie belangrik, tussen julle gemeente het, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. So hierdie vrede is nie, ons is in peace en dis die peace van die wêreld. Hierdie vrede is die vrede wat die Heilige Gees in ons midde moet bring en in ons midde moet hê. En as ons daai vrede het en daai Gees het, is daar eenheid. En dan sê hy, daar is een liggaam, daar is een Gees, daar's een hoop, daar is een Here, daar's een geloof, daar is een doop, en God die Vader, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is,
deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is genadegawes gegee volgens die mate waarin Christus gawes uitgedeel het. Nou as ons hier kyk, praat hy van een God. Nou, my vraag weer eens om terug te kom na al die gemeentes dwars oor ons wêreld. As ons een God het, een Christus, een hoop het, een doop het, waarom is daar 'n verskil? Waarom is daar uiteenlopende verskille? Want ons fokus op dieselfde God. As ons sommer net kyk na Johannes 15, waar ons is ingeënt in Jesus as die wynstok, het ons een voeding. Dis net die vlees van die mens wat tussenin kom, wat verdeeldheid en verskille bring. Want God en die Gees is een. As ons dan verder gaan na vers 11, sê hy, en hy praat van hierdie gawes wat ons nou oor gepraat het. Hy het apostels, profete, evangeliste, herders, leraars gegee. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbouing van die liggaam van Christus. So met ander woorde, hy het hierdie gawes gegee sodat ons mekaar sal toerus. En dan sal ons almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof. As ons sal toelaat dat ons mekaar kan toerus en ons sal die kennis van die Seun van God hê, dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide man wees, sê die woord, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaallering en vals leraars. Ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë en wil wegvoer nie. As dan nee, ons sal in liefde en in waarheid bly. Hier kom die liefde weer. En so in alle opsigte groei na Christus toe. Dan praat hy van die verskillende ledemate pas by mekaar en vorm saam een liggaam. En elkeen sê hy van hulle vervul sy funksie. So is baie belangrik as ons hier kyk dat dit wat Jesus Christus in ons gedeel het, die funksie wie ons is, moet ons wees. Sodat ons in 'n eenheid kan staan, een liggaam, waarvan Jesus die hoof is. En dan staan ons in 'n goddelike eenheid. Dan stry ek nie en sê, ja nee, maar ek wil wees soos Karel, ek wil Karel se goed doen nie. Nee, ek is nie Karel nie. Karel moet Karel wees. En Kobus moet Kobus wees. Hanno moet Hanno wees. Rita moet Rita wees. Kara moet Kara wees. Elkeen van ons moet die deel in die liggaam wees wat ons moet wees. Ek gaan vir ons so samevat sê van Johannes 17. En ons ken almal Johannes 17. Dit is Jesus se gebed vir jou en my. Eerstens sê hy, dis Jesus se gebed vir sy disippels, maar dan sê hy ook in daai gedeelte, nie net vir die disippels nie, maar vir almal wat na hulle geluister het. Dit is ons taak om in eenheid te wees, want Jesus bid. Want hy sê weer eens wat ons laas oor 2 weke gesê het, soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat aan hom gegee is, die ewige lewe kan gee. So weer eens, aan Christus is alle mag van die vlees gegee, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Sodat ek en jy in eenheid kan stap. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, en dat hulle en die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u uitgestuur het. So dit is die ewige lewe, dat ons God ken, en Jesus Christus wat hy gestuur het. En as ons dan gaan na vers 13, maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie ding in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome kan hê. So Jesus wil hê jy moet blydskap hê, Jesus wil hê ek en jy moet blydskap hê in sy eenheid. Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat hulle uit die wêreld weggeneem word nie, maar dat jy hulle van die bose sal bewaar. Jesus se gebed vir jou en my, is dat
ek en jy bewaar sal word, omdat die wêreld ons haat, omdat hulle Jesus haat. Sy gebed vir jou en my is, dat ons beskerm sal word, en as ons gaan na vers 20 toe. Maar ek bid nie net vir hulle alleen nie, maar ook vir die, wat deur hulle woord in my sal glo, en dit is julle, dit is ons. Dat almal, hoor mooi, een mag wees, net soos die Vader in my, en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo, dat u my gestuur het. Ek het hulle die heerlikheid gegee, wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, sodat net soos ons een is, ek en hulle, en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Kan julle sien, wat is Jesus besig om te bid? Hy sê, Here, dat hulle een sal wees met ons, soos Jesus en sy Vader een is. Hierdie is 'n ernstige gebed wat Jesus bid. Hy wil hê ons moet een wees. Hy wil nie daar moet verskille, verdeeldheid wees nie. Hy wil nie hê ons moet mekaar aanval nie. Hy soek daai eenheid wat ons met hom het en met mekaar het, soos God en sy Seun een is en die Heilige Gees een is. Dit is Jesus se gebed vir ons. En as dit sy gebed vir ons is, moet ons onsself oorgee en sê, Here, laat die liefde deur ons vloei, sodat ons een sal wees met u, dat ons sal besef, my fokus is om deel te wees van u liggaam, waarvan u die hoof is. Ons kyk in Johannes 15, wat hy sê, groter liefde het niemand nie, as hy wat sy lewe neerlê vir sy vriende. Soos ek in eenheid wil stap, moet ek ook my lewe kan neerlê. Moet ek partykeer bereid wees om die minste te wees, moet ek partykeer bereid wees om te besef dat ek is miskien verkeerd. Ons lees in Prediker 4, vreeslik interessant ding, hy praat van 2 vaar beter as 1. En daar praat hy van die 3-dubbele tou, en hy praat dat as 1 alleen is, dan kry hy koud, maar as 2 saam is, kan hulle mekaar warm hou. En hy praat dat as 1 alleen is, kan hy miskien val, of kan hy miskien verlei word, maar as daar 2 is, kan hulle mekaar ondersteun. In Prediker sê hy, dat ons selfs 'n 3-dubbele tou, sê hy, het meer krag. Ons ken die spreekwoord in die lese in Suid-Afrika, eendrag maak mag. Daar is 'n waarheid daar agter. Wanneer ons saam staan en in eenheid in Christus is, het ons krag en kan ons mekaar help en sal ons nie val nie. Ons kyk net sommer na die eerste gemeentes, ons het aangeraak 2 weke terug daaroor, dat hulle in so eenheid was, dat hulle alles onder mekaar verdeel het. Ons kyk waar hulle in alles wat hulle gedoen het in eenheid was, van hulle later hulle eiendomme verkoop, hulle besittings verkoop, en so het hulle uitgedeel vir die wat nodig het en die wat meer nodig het, en niemand het tekort gehad nie. Maar die mooiste deel daarvan, en ons het dit genoem, is daar was daagliks mense by die koninkryk gevoeg, duisende. Hierdie eenheid, dat niemand meer 'n tekort het nie, en almal net kan fokus op wat hy moet doen, het 'n eenheid gebring, wat baie mense ingebring het, en dit is ons as gemeente se hart, as ons kyk na ons visie, is om te sê, ons wil die gemeenskap gaan bereik, maar ons kan net hierdie gemeenskap bereik, as ons eers hier in ons midde, hierdie eenheid het, en ek wil vir julle sê, ons is deur, Tannie Annetjie sê vanoggend vir my ook, ons is deur baie skeringe, ons is deur baie dinge, ons is deur baie beproewinge, maar ons staan hier so, die wat nie vandag hier is nie, het rede, hier is eintlik nog, ons staan al 'n mooi groepie saam, maar ek kom bid, en ek kom vra dat die eenheid wat Jesus hiervan praat, laat dit in ons midde sal bly, dat ons sal waaksaam wees, en sal kyk, en dat ons mekaar sal help, wanneer ons verval, en 'n verkeerde ding wil doen. Laat ons waaksaam sal wees, en sal bid. Dankie vir die van julle wat opgetree het, maar laat ons sal bid, dat daar 'n eenheid bou het, want ons het amper 'n eenheid totaal verloor in hierdie gemeente.
En opsommend as ons na 1 Korintiërs 12 kyk, staan daar dat ons is baie lede van 'n liggaam, maar ons is net een liggaam waarvan die hoof is. En hy sê ons is met een gees gedoop. Of jy Jood of Griek is, maak nie saak nie. Ons is verskillend, sê hy in Galasiërs, in Korintiërs, maar dit diskwalifiseer jou nie as deel van die liggaam nie. Ons is juis verskillend, want ons het verskillende take en gawes gekry. God het ons bymekaar gevoeg. Hy het ons bymekaar gevoeg. Ons moet daai eenheid verstaan. Ons het mekaar nodig. Ek moet nie op 'n plek kom wat ek sê ek het julle nie nodig nie. Ek sê gereeld vir my vrou, en sy sal dit kan beamoen. Ek sê Rita, ek het jou nodig. Ek het my vrou nodig. Ons het julle nodig, julle het ons nodig. Ons het mekaar nodig. Sê Korintiërs 12. En dan interessant, God het sorgvuldig die swakkes en die minder aantreklikes meer eer gegee, sê hy. Want hy het 'n doel, sodat niemand van ons in verdeeldheid sal kom en sal roem nie, maar dat ons almal gelyke sorg sal dra. Ons moet dit verstaan, God het 'n plan. As een van ons ly, sê hy, dan ly ons almal. As een seer kry, is almal seer. Maar as een geëer word, is ons almal saam bly. Dit is die eenheid. Nou, hoe kan ek die eenheid sterker maak? Hoe kan dit sterker gemaak word? Eerstens, wys liefde vir mekaar. Niemand met mekaar iets verskuldig hê nie, sê Romeine 13, behalwe mekaar lief te hê. Wees gasvry teenoor mekaar. Staan in die Bybel in 1 Petrus 4 vers 9, sonder om te murmureer, moet ons mekaar met ons genadegawes bedien, soos goeie bedienaars. Dan sê hy, dien mekaar in liefde. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moenie dat julle vryheid misbruik as verskoning om sonde te doen nie. Maar dien mekaar, sê hy, in liefde. Galasiërs 5 vers 13. Dan staan daar onderrig mekaar. Nou die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle wees. Ons het dit al gesê deur al die verskillende gawes. Leer en onderrig mekaar in alle wysheid, sê hy, met dankbaarheid in julle harte. En julle moet psalms en lofliedere sing tot eer van God. Kolossense 3 vers 16. Dan sê hy, dra mekaar se laste. Dra mekaar se laste en gee op hierdie manier uitvoering aan die wet van Christus. Galasiërs 6 vers 2. Moedig mekaar aan. Daar sê hy, moenie die samekomste van die gemeente verontagsaam nie, veral as julle die tyd sien naderkom. Hy sê maar, bemoedig mekaar en bou die een die ander op. Dis 1 Tessalonisense 5 vers 11. Nou, ons lees in die Bybel waar daar 'n eenheid is niks meer onmoontlik nie. Waar daar 'n eenheid is niks meer onmoontlik nie. Maar nou moet ons weer kyk na die twee verskillende eenhede. Daar is 'n mens se eie poging tot eenheid. En as ons gaan lees, het dit gelei tot die toring van Babel. Waar God gesê het, maar niks gaan meer vir hulle onmoontlik wees nie. En ons moet 'n verdeeldheid bring. En God het 'n verdeeldheid gebring. Want in 'n menslike eenheid kom daar 'n werking van die vyand van Satan in. Maar as ons kyk na 'n goddelike eenheid, het Jesus gesê, ek kom herstel dit in die bovertrek, toe die Heilige Gees oor hulle gekom het. En interessant, hulle het nie skielik weer een taal gepraat nie, maar hulle kon mekaar net verstaan deur die Heilige Gees, deur 'n geestelike taal. So Jesus het gekom en hy het gesê, ek kom bring eenheid, maar daai eenheid sal net wees deur die Heilige Gees, deur Jesus Christus. En dis die eenheid wat ons moet nastreef. Die wêreld se oë is op ons. Hulle lag en hulle spot die kerk omdat daar nie eenheid is nie. Jesus se gebed vir my en jou is dat daar weer eenheid sal wees.
dieselfde eenheid wat daar in hulle is. Sodat die wêreld kan sien dat God hom gestuur het om ons vry te maak. Ons moet elke dag waaksaam wees. Ons moet bid dat daar nie weer 'n skering kom. Ons moet bid dat daar nie verdeeldheid kom nie. Dat die Here ons sal wys. As iemand onder ons in 'n verdeeldheid, verskering wil begin, trek 'n klompie saam, trek die persoon waarvan hulle praat saam. Kom ons sê dit vir mekaar, sonder om kwaad te raak vir mekaar. Kom ons gee vir mekaar die autoriteit om die derde en vierde persoon in te bring, sodat ons dit net nie kan akkommodeer meer nie. Ons kan nie skeiding akkommodeer nie. Ons kan nie dat mense goed oor ander praat sonder om almal by mekaar te kry en sê, is dit die waarheid nie. Kom ons wees sterk. Kom ons wees waaksaam. Kom ons lewe in liefde onder mekaar en soek die eenheid in Christus, en hy wat ons hoof is. As ons elkeen aan hom verbind is deur die Heilige Gees, sal ons ook hierdie goddelike eenheid kan hê. So my gebed vir die gemeente is dat ons regtig in hierdie goddelike eenheid sal stap. Dat ons hom sal sien as ons hoof, en dat ons sal besef dat hierdie is nie net 'n wêreldse liggaam waarvan ons praat nie. Ons praat hier van die liggaam van Christus, waarvan hy die hoof is. En daar kan nie 'n skering en 'n verdeeldheid in sy liggaam wees nie. Want dan sê hy, daai koninkryk sal val, sê die skrif. En Jesus sal nie toelaat dat dit sal gebeur nie. Amen. Kom ons bid. Vader, dankie dat ek kan weet dat U die hoof van hierdie liggaam is. Here, dat ons nie bou aan 'n wêreldse liggaam nie, Here, aan 'n wêreldse eenheid nie, Here, maar dat ons deur die Heilige Gees bou aan 'n Christelike, goddelike liggaam. Here, ek kom bid dat elkeen van ons sal skaar by die wat in eerlikheid, opregtheid, in liefde met mekaar sal saamleef, sodat ons mekaar sal dien, mekaar sal eer, omdat U die hoof is, omdat U ons Here is, omdat die Heilige Gees deel van ons is. Here, ek kom bid dat ons sal wees soos die Heilige Gees ons lei. Here, dat ons die gebed van Jesus sal erns maak mee en sal weet dat sy hele hart is, dat ons in eenheid sal wees. Ons kom bid, Here, in nederigheid, in afhanklikheid, dat U hierdie eenheid onder ons sal sterker maak. Here, dat U sal help en nie toelaat dat daar verdeeldheid sal kom in hierdie gemeente nie, Here. Want wanneer daar 'n eenheid is, Here, kan daar weer mense by die koninkryk gevoeg word, Here. En U sal die eer kry, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Voor ons weggaan van mekaar, wil ek net die geleentheid gee. As daar iemand is wat in sy hart voel, daar was 'n bietjie oneenheid. In sy hart voel hy dalk dinge gesê het oor iemand. Kom vorentoe. Die woord sê is goed jou plaas, daar dinge in jou lewe wat nie reg is nie. Bid daaroor sodat die Here jou kan vrymaak. Ek dink nie een van ons hier is op 'n plek wat ons gaan kwaad wees nie. Ek meen as Hanne na my toe kom sê, "Jorie Kobus, ek het bietjie hier en hierdie van jou gedink." Ek sal verkies dat hy dit vir kom sê, sodat ons kan vrykom. So as daar een van julle is of iemand is, vandag, wanneer ook al, praat, maak dit uit, sodat ons in eenheid kan stap. Dankie.